Halleluja. Dan en sy kinders, nogmaals baie jammer om te hoor van Anna. Maar ons weet dis 'n vrou wat in ons lewens diep spore getrap het. Baie diep spore. En jy kan dit nie aan iemand eintlik verduidelik nie, maar baie sterkte. Ja. Ons gaan vanmôre die diens 'n bietjie anders te hanteer, as dit reg so. Ek gaan vir u 'n versie lees uit 2 Timoteus hoofstuk 1 en vers 1. En ek wil hê, as jy kan en as jy wil, asseblief skreeu en maak notas, want ek wil hê, jy moet vanmôre vir my preek, ek gaan nie vir jou preek nie. Is dit reg so? Ek wil hê, jy moet vanmôre vir die persoon langs jou preek. Ek wil hê, jy moet vanmôre hoor wat die woord van die Here sê, en ons gaan met mekaar daaroor gesels. Right, hy sê Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aangaande die belofte, van wat? Van die lewe. Right, aangaande die belofte van die lewe wat in Christus. As ek na hierdie woord kyk, wat sê dit vir my? God is geen mens dat hy kan lieg nie. Is die arm van die Here te swaar om te help, of is sy oor te swaar, of is sy arm te kort om te kan help? So as God 'n belofte gemaak het, gebaseer op die woord van God, moet dit die waarheid word. Moet dit die waarheid word. So as God beloof, dan moet dit so wees. Ag, bly saam met my na die selfde hoofstuk en dan gaan ons na vers 8 toe. So Paulus sê, God het 'n belofte gemaak van lewe wat in Christus is. Right, wat in Christus is. Nou sê hy vir ons in vers 8, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God. Is ek reg? Na die evangelie, na die krag van God. Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Wat het ons gelees van die krag van God? Dis die krag wat God gebruik het om Christus uit die dood uit op te wek. Né? Dis mos wat ons, nou vers 9, kom ons lees vers 9. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, praat met my asseblief, heilige roeping, volgens, nie volgens ons werke nie, volgens sy, met ander woorde, volgens sy wil, né, sy voorneme of sy wil, en genade, right? Ja. Amen. Met ander woorde, wat hy beloof het, van ewigheid af, in Christus Jesus. 'n heilige roeping, nie sommer net 'n roeping nie, 'n heilige roeping. Who have saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own promise, a purpose and grace which he has given us in Christ Jesus before the world began. Kan jy jou gedagtes 'n bietjie teruggaan? Voor die grondlegging van die wêreld het God ons uitgekies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Met ander woorde, hy bevestig net 'n belofte wat hy in Efesiërs gemaak het voor die grondlegging van die wêreld. Is ek reg? Vers, waar is ek nou? Nou moet ek seker na vers 10 toe gaan.
En hy sê, maar wat nou? Wanneer? Wat is dit gemaak? Wat nou geopenbaar is. Wat nou geopenbaar is, deur die verskyning, halleluja, van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en lewe en onverganklikheid aan die lig gebring het. Alright? Met ander woorde, onverderflik, wat is verderf? Verrotting, verganklikheid, verderf, okay? But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and they have brought life and immortality to light through the gospel. In ander woorde, hierdie evangelie het beloof, of God het beloof, dat deur die evangelie iets geopenbaar sal word wat in Christus is. Kan ek vanmôre 'n stelling maak? Al gaan die boodskapper dood. Hoor wat ek sê, al gaan die boodskapper dood, die boodskap bly vir ewig. Even if the messenger die, the message will continue to be a reality till somebody will make it a reality in life. So al gaan die boodskapper dood, die boodskap kan nie doodgaan nie. En dit is wat ons in ons lewe moet beginne aanvaar en daarna gryp asof dit 'n werklikheid is. Halleluja. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Toe die oomblik toe Christus uit die dood het opstaan en die geopenbaarde lewe aan die of aan die apostels geopenbaar is, dat God 'n belofte gemaak het deur openbaring dat daar 'n lewe in Christus is wat vir altyd sal wees. Het ek dit reg opgesom? Het ek dit reg opgesom? Sê vir hom, daar's lewe in God. Sê dit vir hom. Tannie Katrien, sê vir hy man, daar's lewe in God. Willem, sê dit vir haar, daar's lewe in God. En hierdie lewe kan nie weggevat word nie, al gaan die boodskapper dood. Halleluja. Nou as ek en jy na die boek van Efesiërs toe gaan, onthou asseblief hierdie dinge. Willem, jy moet vanmôre saam met my preek. Jy's die geleerdste ou in hierdie hele plek. So jy moet nou saam met my leer, en kom ons gaan na Efesiërs. Efesiërs, Korintiërs, Galasiërs. Ek kan net vanmôre sê, terwyl ek na daai kinders en daai man kyk en die hartseer in hulle oë sien. Ek het in my lewe 'n paar keer gesien hoe dat daai vrou se lewe terugkeer. Hulle is getuie daarvan. 'n Paar keer. Waar die bloeddruk omtrent niks wys nie, die hartklop omtrent niks wys nie. En God bring haar terug. En daarom sê ek, daar's lewe in God. Al gaan die boodskap dood, die boodskapmaker dood, of die boodskapdraer dood, God is lewe. En gelukkig kan ek vanmôre met die oortuiging van my hele wese sê, terwyl hulle hier sit, is sy ook hier. En sy hoor vanmôre elke woord wat gesê word, en amper breek ek my preekstoel. Halleluja. Nou as ek en jy na die boek van Efesiërs toe gaan, Efesiërs hoofstuk 3, en ek en jy gaan daarvan vers 3 af lees. Paulus skryf aan die Korintiërs, Efesiërs hoofstuk 3, vers 3, hy sê dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid soos ek tevore kortliks geskryf het, met ander woorde bekend gemaak het, met ander woorde God het aan hom geopenbaar wat verborge was right? Wat verborge was, luister asseblief, wat verborge was,
Waar is ek? Okay, ek is in die Bybel. Hy wat aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Luister, how by revelation, he made known unto me the mystery. Wat is 'n mystery? Dit is 'n verborgenheid, iets wat toegesluit was, wat niemand van geweet het nie, tot op die oomblik dat God dit openbaar. Alright? How that by revelation, he made known, ek sal met my kop uitkwoteer, he made known unto me. That was what was hidden. Whereby, when you read, you may understand my knowledge in the mystery in Christ. Wanneer jy dit lees, sal jy verstaan die verborgenheid, wat ek, of die kennis wat ek het aangaande die verborgenheid. Which in other ages, wat in ander tye nie bekend was, soos dit nou geopenbaar is aan die seuns van God nie. Which in other ages was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto holy apostles and prophets by the Spirit. Met ander woorde, die eerste mense wat dit kon ontdek, is Paulus, en toe die apostels, en toe die profete. Met ander woorde, Paulus sê, as jy kan insien, wat God in my geopenbaar het, wat geen een van die ander apostels gehad het nie, tot op die tyd wat ek dit aan hulle geopenbaar het, so dan het God dit aan hulle geopenbaar, en nou kan die apostels en die profete weet wat gebeur het, of wat die prys werklik behels het, wat aangegaan het. Is dit reg so? Right. Nou kom ons lees waar ek vers 6 sê, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote van sy belofte in Christus deur die evangelie. Kan jy sien? Hy verskuif die klimaks en hy sê, julle moet nou begin begryp dat die heidene ook erfgename is van hierdie evangelie wat God beloof het. That the Gentiles could be fellow heirs and of the same body. Wie is sy liggaam? Ons weet dit mos, ons is sy liggaam. Ons is vlees van sy vlees en been van sy gebeente. Soos wat die man, die vader en die vrou aan, of die man sy vrou aanhang en sy vader en sy moeder verlaat en hulle een wees, so is dit met Christus en sy gemeente. Vlees van sy vlees en been van sy gemeente. Waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Het jy dit daar gesien? Right? Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God, given unto me, by the effectual working of his power. Met ander woorde, luister wat sê Paulus, God was aktief in my lewe, om te demonstreer dat dit 'n werklikheid is. Ken jy die Bybel? Weet jy dat Paulus 'n paar keer uit die dood uit gehaal is? Vers 8. Halleluja, aan my, die geringste van al hierdie heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Verstaan ons Afrikaans. Unto me who am less than the least of the saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of God. Hoekom gebruik hy daai woord? Met ander woorde, niemand kon dit deur kennis navors nie. Dit was verborge in die Ou Testament, totdat Christus op die kruis verskyn het, en totdat hy die prys daarvoor betaal het, en wie moet dit dan verkondig? Hulle wat agtergebly het, wat deur die belofte van Jesus Christus, julle sal die Gees ontvang, wat vir altyd by julle sal bly, en hy sal julle leer en lei in die volle waarheid. Met ander woorde, hierdie verborgenheid, of hierdie belofte van die verborgenheid kon nooit geopenbaar word nie,
voor die kruisiging nie. En op die kruisiging moes die prys betaal word en daarna moes Jesus vir 40 dae met sy disippels stap om vir hulle aangaande die koninkryk te vertel. Wat behels die koninkryk? Want wat was sy grootste bekommernis in Getsemane? Kom ek skep vir die prentjie. Ek het so 'n bietjie die ervaring beleef in hierdie week. Hy staan in Getsemane en hy sweet soos bloed. En hy vra, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nie omdat hy nie wil doodgaan nie. Liewe Vader, hy het vir die gesê, ek het 'n belofte van my Vader. Ek het 'n verbond met my Vader. Ek lê my lewe neer en ek neem dit op. Met ander woorde, ek besluit wanneer ek doodgaan en ek besluit wanneer ek opstaan. So hy kan nie sê, Vader, vat hierdie beker by my verby, omdat ek nie wil doodgaan nie. Nee! Here, het U en ek genoeg gedoen om vir hierdie apostels te wys dat die lewe van God is in my en ek is die weg na die lewe toe. Dit was sy bekommernis. Kom ek skep vir die prentjie. Vader, ek het die belofte. Ek kan my lewe neerlê, maar ek kan dit ook opneem. En hier staan hy op die kruis. Kry die prentjie. Hier is hy op die kruis. En die skrif sê, toe hy agterkom, alles is volbring. Het jy dit gelees? Toe roep hy uit, ek het dors. En hy vervul die Ou Testamentiese profesie, ontsondig my met hyssop, en hulle bring vir hom asyn op 'n hyssopstommel, en hulle gee vir hom asyn om te drink. En daar staan hy, of daar hang hy aan die kruis, en hy roep uit, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het jy my verlaat? En die antwoord in my gees kom, omdat jy die sonde vir die mens geword het, distansieer ek my van sonde, totdat die prys volkome betaal is. En dan kan jy en ek saam met hulle woon. En toe hy agterkom, die wil van sy Vader is volbring, toe roep hy uit, dit is volbring. Ek het jou sonde geword, sodat jy my lewe kan hê. En dit is hoekom hy gesê het, Vader, as dit U wil is. En weet jy, ek sit in my binnekamer en ek sukkel met die kat, man. Die kat is al oor my Bybel en ek vat die kat en ek sit hom daar neer en ek sê, Here, doen ek genoeg vir God, dat die wêreld kan weet wat die prys behels. Willem, you can only do your best with God. If they don't believe it, you can do nothing. Maar weet jy, dis reg. Dan gaan die boodskapper dood. Die boodskap sal vir altyd bly lewe. Waar was ek? Ek weet nie eens waar ek was nie, halleluja. Maar ek het so 'n bietjie van die ervaring gehad. Eers aan die einde van sy aardse bediening, laat ek net so 'n bietjie hierdie boodskap. Aan die einde van sy aardse bediening, praat hy met sy disippels. Hy sê vir hulle, alles wat julle die Vader in my naam sal vra, sal ek doen. En hy vertel hulle van die eenheid tussen hom en sy Vader. En daar kom 'n punt wat hulle sê, Here, nou glo ons dat U van God uitgegaan het. Nou glo ons dat U van God uitgegaan het. En nou hoef ons jou niks meer te vra nie.
Nou hoef ons jou niks meer te vra nie. Soos wat hy is, daai belofte sal ons wees in hierdie wêreld. Vader, as ons net die wêreld kan kry, ek en jy kan besef, dat daar nie skeiding tussen God en God nie. As jy kan besef dat ek kom uit God uit, om sy belofte in my lewe 'n werklikheid te kry, dan kan daar nooit tussen God en sy belofte 'n wig ingedryf word nie. As hy vanuit God gebore is, uit wie is jy gebore? As hy uit God gebore is, Hendrik, en die woord het vlees geword. En daai woord se vleeswording is geopenbaar aan my en aan jou in ons lewe. Uit wie uit is ons gebore? Here, as ek nie nou iets sê nie. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 13. Halleluja. Jy het gehoor wat ek sê, asseblief sê net ek het gehoor. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 13. Halleluja. Hy sê daarom, omgord die lendene van jou verstand en hoop volkome wat jou deel word by die openbaring van Jesus Christus. Het ek reg gekwoteer, my vrou? OK, dan lees ek dit vir jou. Hy sê, daarom omgord die lende van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Watter end? Die dag as dit 'n werklikheid in jou lewe word. Is ek reg? The day when this will become a reality. 1 Petrus, hoofstuk 1, vers 23. En hy antwoord hoekom? Want julle is wedergebore. Here help my. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Deur die lewende woord van God wat bly tot in ewigheid. Het jy gehoor wat ek sê? We are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Het hierdie woord lewendig geword? Lewe hy vir altyd? Sê vir jouself, wat gaan met my aan dat ek dit nie verstaan nie? Vers 24. Want alle vlees is soos gras. En al die heerlikheid van die mens, soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af. Maar
vers 25. Maar die woord van God endureth forever, bly vir altyd. En dit is die woord wat deur die evangelie aan julle deur ons verkondig is. Met ander woorde, ek en jy is wedergebore kinders van God uit onverganklike saad. Sê dit vir haar. Maar dit sê vir my ook, ek het 'n keuse. Ek het 'n keuse. En ek kan my lewe opweeg. Here, ek sê dit met groot respek. Ek kan my lewe opweeg en sê, Here, sien ek soos die meester kans vir dit? Of sal ek liewerste Vader in die teenwoordigheid nou inbeweeg? En dis wat julle ma gedoen het, man. Sy het besluit, Here, dis vir my voortreffliker in die teenwoordigheid van my Vader, want ek het ervaring in my lewe hoe dit is om saam met God te lewe. En daarom maak ek 'n keuse. Dis vir my verreweg die beste, Here. Hoor jy wat ek sê? Here, dis vir my verreweg die beste. Maar dit verander niks aan die belofte van die lewe nie. Het julle gehoor wat ek sê? Verander niks aan die belofte van die lewe nie. Dit verander niks toe hy daar uitgeroep het en gesê het, Vader, is dit volbring? Ja, dit is volbring. Okay, my seun, ek moet jou verlaat, want jy het sondig geword. Maar ek gaan jou, nadat jy sonde uit die doderyk uit gaan haal het, gaan jy weer saam met my lewe, en dis wat hy met my en jou gedoen het. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Dit is, Tannie Katrien, dit is die evangelie. Dit is die evangelie. Kom ons kyk na Efesiërs. Halleluja. Efesiërs hoofstuk 2. Halleluja. Vader, laat ek net 'n bietjie kalmte kry asseblief, Here. Halleluja. Okay, Efesiërs hoofstuk 2 vers 5 sê, ook toe ons dood was deur sonde en die misdade, het hy ons saam met hom lewendig gemaak in Christus. Deur genade is jy gered. Met ander woorde, hy sê, toe Jesus daar sonde word, toe openbaar God vir my, dat ek het die sondeman ook lewendig gemaak. Ek het vir die hele mens van vlees het ek sondig geword in vlees, en hy openbaar vir my, God het die mens van sonde saam met hom doodgemaak, sodat die mens van gees en lewe in Christus Jesus saam met hom opgewek kan word, sodat hy lewe van God in hom kan hê. En daarom sê Paulus, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou lewe, lewe ek deur die geloof van God, wat my lief gehad het en sy lewe vir my gegee het. Willem, ek en jy kan opweeg. Ons kan die lewe weeg.
En ons kan besluit, Here, dis verreweg die beste om nou U van aangesig tot aangesig te sien, as om U te beleef deur openbaring binne my wese. Dis my keuse en dis jou keuse. Hoor julle wat ek sê? Dis my keuse. Hendrik, hy het die prys betaal vir dooies en lewendes. Daarom vat hy die boekrol. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om 'n boodskap te bring aan die ootmoediges. Om aan die gevangenes vrylating aan te kondig. En aan die geboeides opening van die gevangenes. Om hulle, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood in slawerny was, het hy gaan vrymaak. En hy sê, luister, ek is die woord van belofte van lewe. Jy kan saam met my gaan, of jy kan in die doderyk bly. Maar die skrif sê, hy het die sleutels van die dood, en ook van die doderyk. En daarom kon hy sê, en hy het gekom om 'n aangename jaar van die Here aan te kondig. 'n Aangename jaar van die Here. Om vir die trerendes in Sion te beskik, dat vir hulle gegee word 'n lewe, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, en hulle uitgeroep kan uitroep, ek is 'n terebint, ek is 'n planting van God in die Christus Jesus, tot verheerliking van my God. Halleluja. Hy sê, kan ek dit net oorlees, sodat ek net, en toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus. Party sigbaar, ander onsigbaar. Party al klaar in die wolk van verheerliking, waar Anna vanmôre sit, en anders wag, of om deel van dit te word op aarde, sodat hulle 'n verheerlikte liggaam kan kry, sodat God daardie persone kan terugbring in 'n verheerlikte liggaam, saam met jou op die aarde. Met ander woorde, waarvoor wag hulle? Vir my en jou. Om te besluit, is God 'n waarmaker van sy woord, of is hy nie 'n waarmaker van sy woord nie? Het God se oor te swaar geword om te hoor, of het hy gehoor toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring? Is die regterhand van God geopenbaar? Ja. Toe hy gesê het, ek alles uitgeklee, sodat niks tussen my en jou skeiding kan maak nie. Halleluja. Hebreërs 12, vers 10. Hebreërs 12, vers 10. En hier praat hy van jou aardse vader, en hy praat van jou hemelse vader. Alright? Hendrik is reg. Hy sê, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig. Praat van ons aardse vaders. Maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Ja. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Met ander woorde, God sê, daar's baie keer wat ek
in my gees met jou hart praat. Nie om jou te straf nie, om jou deel van my heiligheid te kry. Want ek het jou klaar heilig gemaak. Ek wil net hê jy moet dit wees. Halleluja. Vers 14 is vers 14. Here, ek het ergens vers 14 geskryf. Dit moet daar wees. Vers 14 van dieselfde hoofstuk. Sodat hy julle deel van sy heiligheid kan maak. Hy sê en jaag die vrede na met almal en die heiligheid. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ek het jou heilig gemaak. Jaag na my heiligheid. Word vernuwe in die gees van jou gemoed met betrekking tot my heiligheid. Nou vra ek jou in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, hoe gaan jy jouself heilig kry as hy jou nie heilig gemaak het nie? Jy kan nie. Draai na iemand toe en sê, God sê jy's heilig. Ja, want hy het jou heilig gemaak. En hoe verloor ek dit, Willem? Om dit nie te glo nie, Here. Halleluja, ek beweeg vanaf God se beloftes wat in vervulling gegaan het, terug na 'n belofte wat nog nooit waarheid geword het nie. En ek besluit, ek gaan God nie glo nie. En ek besluit, ek gaan dit nie deel van my lewe maak nie. En ek besluit, 'n lewe sonder God is beter as 'n lewe met God. Het jy gehoor wat ek sê? Want hierdie lewe sê, niemand kon voor God geregverdig wees sonder dat hy vereenselwig is met die prys wat Jesus Christus betaal het nie. En ek kan die besluit neem, wil ek die lewe saam met God leef of wil ek die lewe van verderf neem? Ek, niemand anderste nie. Daar's twee weë. Die een lewe lei na die en die ander een mag dank God hy die smart van die dood ontbind. Het jy gehoor wat ek sê? Hy die smart van die dood ontbind. En hierso is vrede wat jy en ek nie kan beleef wat hulle beleef nie. Maar ongelukkig het hulle deel geword van die wolk van getuienis van Hebreërs 12. En hulle wag vir ma en pa en broer en suster en swaar en skoonsuster en wie ook al om te besluit, gaan ek die belofte van die lewe neem en dit glo. Ek weet dit is verskriklik moeilik om dit te preek. Maar ek het 'n belofte aan God gemaak, dat Efesiërs 4 sal in my lewe manifesteer om mense te bring tot die volle gestalte van Christus. En luister vanmôre, die boodskap van God kan nooit doodgaan nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Het ek 12:10 gelees. Kom ons bly na Efesiërs hoofstuk 2 toe. Halleluja. Here. Halleluja.
Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. For we are his workmanship. Nie ek nie. He made me. We are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before, hoor jy, if before ordained that we should walk in them. Met ander woorde, voor jy gebore is, voordat die wêreld gemaak is, voordat Christus die prys betaal het, het hy besluit, ons mag in dit wees. Het jy my woordeskat gehoor? Ons mag in dit wees. Hoekom gebruik ek die woord mag? Want jy het die keuse lê by jou. Ons mag dit wees. Halleluja. Romeine 8. Willem, dis tyd vir jou om te preek. Romeine 8 vers 26 sê, het jy gehoor toe hy gesê het, dat ons vaders het ons gestraf, maar hy berisp ons so bietjie deur die Gees, vir watter rede? Hier antwoord hy dit. Net so ook kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Het jy al in jou gees agtergekom? Daar's baie keer wat jy voor God so stil raak en dan weet jy iets gebeur in jou gees. Jy ervaar iets gebeur in jou gees, maar jy kan dit nie in woorde omskryf nie. Het jy al ervaar dat jy daar staan en sê, Here, as ek nou my oë oopmaak, sien ek voete met gate in. En ek het gevra vir 'n brood. Die Gees vra iets anderste. Die Gees sê, Vader, ons moet hom help. Hy moet tot die volle gestalte kom waarvoor Jesus die prys betaal het. Vader, as ek hulle nie help nie, wie sal hulle help? Vader, as die Gees hulle nie help nie, wie sal hulle help? Vader, soos wat ek daar uitgeskreeu het en gesê, dit is volbring, so moet die Gees dit in hulle lewe volbring, sodat die belofte 'n werklikheid kan word. Halleluja. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. Don't we have the same mind? Because you make it intercession for the saints according to the will of God. Wat is die wil? Ons het dit gelees. God wil my heilig kry. Want God het 'n heilige roeping op my lewe. Die Gees wil hê God moet sy heiligheid openbaar in my lewe. Die Gees van God wil hê ek moet geopenbaar word as die lewende woord van God op hierdie aarde. Sodat dit wat Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord. Die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees aangeneem en onder ons kom woon. Al wat ek kan vra is wat nou?
Wat nou? Here, ons sit die bal mis. Here, ons mis die belofte. Here, ons mis die werklikheid van die genade. Here, ons mis die impak van die kruis. Ons mis wie ek in God is. Here, ek mis die evangelie. Ek mis die evangelie. Want hierdie roeping is 'n heilige roeping, wat 'n heilige God beloof het voor die grondlegging van die wêreld, dat ek sal die lewe van Christus is, wat geopenbaar is aan sy kinders. Wat kan jy vanmôre vir die persoon langs jou sê? Ek moet my nonsens stop. Ek moet stop waarmee ek besig is. En God vra, bring 'n stop in my lewe, sodat ek kan stokvat van wie ek is en wat ek is. Sodat ek kan besluit, Here, wie lewe in my? Wat lewe in my? Wat het ek geword? Wat het U my gemaak? Want Vader, ek is gebore, wedergebore uit onverganklike saad. En dit is die woord wat aan ons verkondig is, wat bly tot in ewigheid, wat nie verander kan word nie. Willem, daar's nie weer iemand wat 'n prys kan betaal om daai belofte te verander nie. Niemand nie. En as ek dit verwerp ek alles wat God is. En ek keer terug na 'n vloek. Waarin die skrif baie duidelik sê, my sussie, niemand voor God geregverdig kan word nie. Waar niemand ooit voor God heilig kan word nie. Want die prys van die belofte is daar betaal, sodat hy die vloek kan word, om te sê, Here, hoekom het jy my verlaat? Ek moes, om die belofte 'n werklikheid te kry, sodat ek my kinders saam met my kan kry. Sodat ons saam kan lewe. Was dit te ernstig? Ek dink nie so nie. Ek dink die tye wat aanbreek in ons lewens, is die tyd om dit geopenbaar te kry. Sodat die lewe van God in en deur ons geopenbaar kan word, soos wat Efesiërs sê. Daar's net een God en Vader, wat oor almal, deur almal en in almal is. En ek en jy het die voorreg om dit te mag word. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. En daarom kan die woord van God uitroep met uitroeptekens. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Here, help ons om te besef dat dit is nie sommer net 'n prys wat betaal is nie, Here. Dit is om mense tot U eie heiligheid te bring.
om mense u kinders te maak in die ware sin van die woord. Om u woord en u beloftes te laat manifesteer in kinders van die mens se lewe wat verander is na die skepping wat u hulle gemaak het, as ons net gewilliglik wil toegee, Here. En vanmôre kan ek uitroep en sê, Here, doen ons genoeg. Doen ons genoeg, Here. Help ons om dit te kan doen, Here. Help ons om dit uit te lewe in die ware sin van die woord. En Vader, baie dankie dat U is besig om ergens in die wêreld die skip te skud dat die werklikheid kan deurbreek in die mooi naam van ons Meester, Verlosser, Saligmaker. Amen en amen.